Hallo julle, ek groet jou weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer eens sy tyd, mense, en ons stories met Natasha. Dit is vir my so lekker om weer eens in jou geselskap te kan wees. In jou huis, in jou sitkamer, by jou werk, in jou motor, waar jy jou ook al bevind, op hierdie donderdag aand, op ons TV kanaal 462. Ons mense, ons stories, hier saam met my Natasha. En vandag het ek die voorreg vandag om vir Ries Pinaar hier in die ateljee saam met my te kan hê en sy gaan haar storie kom vertel oor wat die Here in haar lewe inkom doen het. Hallo Ries, hoe gaan dit met jou? Hallo Pastor, baie dankie vir die voorreg om hier te wees vandag. Is so lekker om vir jou vandag hier te kan hê. Ries, vertel ons bietjie van jouself. Wie is Ries Pinaar? Okay, so ek is minister Ries Pinaar. Ek is al die pad van Ravensmead in die Kaap. Ja. En ek is maar net 'n servant van die Here, Amen. So om die draai. Net So maar net jy om die draai, net om die draai. Nou Ries, ek het jou storie het ek gelees, nê, en ons leef nou in daai tyd COVID-19 en dit is op almal se lippe, dis op almal se tonge, dit word op die nuus oral. En vir Lydia het jy self COVID-19. Gaan vertel ons 'n bietjie van jou ondervinding. Okay, so Pastor, wat gebeur het is laas jaar, Junie. Ek is getroud met 'n polisieman en ek het die virus kontrak deur my man. Ja. Ek was by die huis, swanger 6 maande, en ek het 'n dogtertjie ook van 4 jaar oud. En ek is my tweede kind, so ek het gedink dit is maar net 'n gewone pyn, jy weet, wat 'n mens maar na deur jou pregnancy gaan. Ja. En die spesifieke Sondag het ek wakker geskrik 3:00 die oggend en die Here sê vir my staan op en bid oor myself en oor my gesin. En ek het 'n verskriklike pyn ervaar, suster, wat ek nou nie kan describe nie. Ek was kort asem, ek kan dit nie verduidelik nie. En ek staan op en ek kook kos, en ek stryk my man se werksklere, en ek maak hulle wakker en ek sê, come let's eat our breakfast, and when we done, Daddy must take me to hospital. Ja, En ek gaan hospitaal toe, en ek het geweet, en ek het in myself gevoel, sien nie die gevoel, jy gaan nie huis toe kom, en something is wrong. En ek gaan hospitaal toe, en hulle sit vir my in trauma ICU kamer onmiddellik. Hulle sê onmiddellik trek vir jou nou uit. Ek het die EKG, die hartmasjien was op my, is net masjiene, en ek het begin vomit, bloed. Oral wat ek gesien het was net bloed. Suster, en toe ek my oë opmaak, toe was ek in die hospitaal opgeneem vir COVID-19. Swanger 6 maande. Ries, wat vind jy jou kop? Wat vind jy jou kop op die oomblik? Suster, Want dit is mos nie net jouself, is nou jou dit is nog my pa ook. Jy weet, toe ek opgeneem was my eerste bekommernis, my man en my kind by die huis. Wat nou? En my kind is asmaties, Lea is asmaties. So wat nou? So ek wil sorg dat hulle wel gesorg is daarby. En ek dink toe aan my babietjie in my mag. 'n kind wat ek voor gebid het, wat die dokters gesê het, ek kan nie kinders kry vir 5 jaar, het die Here vir my moontlik gemaak. En ek sê, Here, die was aan u belofte gewees, man. En u se woord sal nooit void terugkeer nie. Ek kry sê emotional as ek aan dink. En ek lê daar in die COVID-saal en baie gaan deur my kop, vreesagtigheid. And you know what God says in his word, 1 Timotheus 1:7, God didn't give you a spirit of fear, but of love and a sound mind. Amen. En toe ek daai skrif vat te harte, suster, het die Here net vir my deurgedra. Jy weet, ek is 'n nail technician, hy stuur iemand op my pad. Die vrou ontmoet ek voor ek hospitaal toe gaan. En ek ontmoet haar in die hospitaal. Die Here gebruik vir haar vir my te motiveer in haar hospitaal. En ek wil opgegee because I'm human. En my asemhaling is reg, my bloeddruk is reg, en die dokters kan vir my niks gee nie. As net pain tablets, en dit is 'n Panado, en is 'n vitamin, because I'm pregnant. So daar's eintlik niks. Ek het longinfeksie gehad, ek het niere, ek het alles gehad, maar net die Here het vir my daar uitgedra. En weet jy, Ries, wat vir my so uitstaan, veral in hierdie tyd in, het ek ook net kom ervaar, die gees wat daar nou heers, is vrees. Is vrees, en as die mense net hoor COVID,
dan vrees hulle. So En weet is waar wat jy sê, die woord van die Here sê, nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En hy selfbeheersing is dit vat jou, you know, jy moet hy selfbeheersing kan hê. Jy moet dit kan uitoefen in hierdie tyd wat ons nou in leef, sodat hy vrees nie oor jou kan kom nie. En weet, verlede jaar het die Here ook vir my daai skrif gegee wat die disippels in die boot was met hom. En hy het gelê en slaap. En verlede jaar gee die Here vir my ook en hy sê vir my, gaan hy nog geloof op hierdie aarde kry? Gaan hy nog geloof, want almal was in hierdie boot, die Here was saam met hulle in hy boot in. En toe die storms kom, toe vra hulle, Here, gee U nie om dat ons besig is om te vergaan nie. En die Here het vir hy wind gesê en hy storm gesê, gaan lê en wees stil. So een woord het die Here gespreek en hy storm was stil. Maar die Here is ook besig om ons geloof te toets in hierdie tyd en want hy sê ons, gaan hy geloof op hierdie aarde vind wanneer hy kom. En wat het toe nog verder gebeur is? Suster, het was 'n moeilike proses. Het was 'n moeilike proses, onthou ons is net mens. So geestelik is wat ons is, ons is net mens. En soos hy sê, my oë was net gefestig op die Here. Jy weet, daar was een oggend, dit was 'n Dinsdag, ek sal nooit dit vergeet nie. En dit gevoel vir my, ek gaan sterf. Dit is eerlik. And you know what? Materialistiese dinge, wêreldsdinge, daai gedagtes, my man, my kind, my dit, my dat. Maar toe het ek my mind opgemaak en gesê, Here, vat U oor. Whatever U wil doen net dit. And I will go along. And you know what, that same Wednesday morning, dat was die Dinsdagnag, die Woensdagoggend, toe Dr. Boer inkom en ek staan op, ek het geshower. Hy sê, mevrou Pina, waarvoor staan nie op? Toe sê ek nie, dokter, vandag gaan ek huis toe. And I took that leap of faith. Hy sê, sister, die vrou sê, nou sy gaan huis toe sê, en ek gaan huis toe, because I spoke over myself, and I said, you know what? Vandag, hier toe duivel en nie verder. Ek is 'n kind van die Here, ek vat dit uit, ek vat die Here op sy woord, en daar het ek gegaan huis, soos ek staan vandag, en my kind is 8 maande oud, en die Here het ons deurgedra. Prys die Here. So Ries, wat ek uit jou storie uit kan vat is, geloof nommer 1. Nommer 1 geloof en dat jy die Here op sy woord gevat het. Want weet jy wat sê die woord van die Here ook vir my en vir jou? Hy sê mos, hulle het hom oorwin. Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienisse. En wat ek ook besef het in hierdie tyd, Ries, is dat wat spreek jy oor jou lewe? You need to speak life over your situation. You need to speak life over yourself in Jesus' name. Jy het nodig om te sê, ek is genees in Jesus naam. Al sien jy dit nog nie, al sien jy dit nog nie, dis mos wat geloof is. Dan sê die woord van Here, mos geloof sonder werke is mos dood. Verstaan? En weet jy, die ander dag toe, is daar van mense wat ek ken, wat ook sy suurstofvlakke geval het, gedaal het, en hulle is deur trauma ICU toe. En die Here gee my hierdie skrif, en hy sê, call upon the name of the Lord, and you will be saved. En weet jy, ek het nog 'n video gemaak daaroor wat sê, roep net sy naam. Al kan jy niks doen nie, roep net sy naam. Want dis die naam bo alle name. Dis die naam bo elke siekte. So wanneer jy nie kan nie, wanneer jy nie meer kan nie, roep net sy naam. Al kan jy nie eers bid nie, al lê jy met daai suurstofmasker en jy kan nie eers 'n woord spreek nie, al fluister jy in jou eie taal in, fluister net Jesus, and I know He will save you. En die woord van die Here sê, mos nie 'n mens, dat hy sal lieg nie, mense kan dat hy iets sal sê, en dit nie sal doen nie, Ries, en toe jy nog uit die hospitaal het, wat het toe gebeur? Okay, toe gaan ek huis toe moet ek mos nou self isoleer, self met my gesin, want het my man COVID, en my meisiekind COVID, and I went home in this faith, en ek sê vir hulle, you know what? We are healed. Amen. En kom ons lewe soos ons normale lewe. The only thing is we're not allowed to go outside. Maar wat ons hier binne doen is, ons gaan maar net aan. En ek self elke dag my gesin. Elke oggend as ek opstaan,
vat ek jouself, suster, en ek self van my man af tot op die kleinste een. En ek spreek lewe. Sometimes sien die mense dit so suster gesê, die mense sien dit nie, but I speak it into existence. Amen. En wanneer ek sien die duiwel, hy wil praat, hy wil kom. Die kan net 'n hoesie, die kan net 'n daai, dan gee ek jou medikasie en ek bid vir jou en sê jy, jy's genees. I had enough of this devil. Yes, amen. And God, hy dra vir ons deur. Amen. En hy gee vir ons die krag. En hy gee vir ons die krag. En hy gee vir ons die wysheid. Dit is so. En soos jy sê, Ries, daar kom net 'n verkouetjie. Daar kom net 'n hoesbytjie of 'n seer keelietjie. Dan en dis die Here met die duiwel vir jou nog die Here het ook gewys het hy speel daarop. Hy feed daarop. En as jy dit gaan aanvat, ons weet COVID is daar. Ons sê nie dit is nie daar nie. Maar die Here het aan ons mos hy mag gegee om oor slange en oor skorpioene te kan trap. Dis wat hy gesê het. En weet suster, ek het geleer die COVID feed of fear. Fear is COVID se kos. En once jy vir COVID gaan sê, okay, jy oorwin, ek is siek, ek is dit, no, there is no one. En ons is mos meer as oorwinners in Christus wat vir ons die krag gegee het. Right? En vat hy autoriteit. En jy gaan nie deurkom. Sê vir COVID, I am a winner in the name of Jesus. En die Here gaan vir jou deurdra. Amen. And I am healed. And I am healed. Sister, ek was letterlik pap. En ek het daai oggend opgestaan. Met 'n seer lyf, pregnant. Ek waddel, ek kan nie reg loop nie. Bloed in weet sister, dieselfde hospitaal gaan ek na toe en hy mense kan nie glo ek lewe nie. Because statistically expected, moes ek dit nie gemaak het. En jou babatjie Ries. Hy's gesond, spring lewendig en gesond. Hy was nie nog een keer in die hospitaal nie, nog een keer siekie. Sure. Dit is net die genade. Dis net wat die Here kan doen. Dit is net wat die Here kan doen. Wow. Ries, wat kan jy vandag vir iemand sê wat ook deur COVID gaan, wat miskien COVID positief is, wat miskien vrees vandag vir die siekte, wat miskien vrees vir die dood, wat miskien vrees dat hulle dit gaan kry, wat kan jy vir daai persoon sê vandag? Okay. Wat ek vir u vandag kan sê is glo in die Here. Die Here het mense op aarde geplaas, dokters, medikasies en al die klompie goed. Doen dit wat jy moet doen om na jouself te kyk en jou gesin. En die Here doen die res. Maar wees bidden, feed yourself met die woord van die Here en jy gaan nie deurkom. Ja, die pyn en die kranke gaan daar wees. Maar onthou, weeping may endure for a season, but joy cometh in the morning. So wees sterk en nou goeie moed en die Here gaan deurkom vir jou. Amen. Dan Ries, laastens vir ons tot sien, jy's so besig, jy's 'n motiveringsspreker, jy het ook ietsie wat jy beplan nog gisterand vir vroue. Vertel ons 'n bietjie, wat doen jy nog? Jy het gesê jy's 'n nail technician. So wat jy nog so basies, pastor, ek is 'n minister, ek sing. Ek sing, ek doen die werk van die Here, maak nie saak of dit nou ek met 'n geselsie of 'n vrou encourage. So die 8de Augustus is vroue maand en ek wil graag ons vroue empower. En soos ek minister suster sien ek in die kerk dat ons aanbid met die Here soos ons geaanbid het. En especially in hierdie tyd wil ek vir ons vroue so 'n bietjie terugvat. So ek doen 'n CC Winans tribute. Wat ons opgegroei het mee in die huis. His strength is perfect when our strength is gone. So dit is wat ek gaan doen die 8de Augustus. Hulle kan my, ons gaan, dit gaan in Elsie's Beautiful Gospel Church. Alles gaan ek op Facebook sit vir die maand van Julie. So hulle kan net my Facebook page check, alles gaan daar op wees. Nee, ek raak sommer excited, ek kom op sommer, ek raak excited. Want hy CC Winans is ons waarmee ons opgegroei het. Ek weet, ek het een keer kom was hy my eerste CD wat ek gehad het, Alabaster Box. Yes, hy is een van die songs, So dis een van my gunsteling kunstenaars ook. So Ries, enige laaste woorde vir ons tot sien sê. Okay, ek wil net vir Suster Esther baie dankie sê vir die geleentheid. En in hierdie tyd hou vas aan jou geloof. Want dit is al wat ons het. Dit is ons dryfkrag elke dag. En wees lief vir jou gesin, jou naasbestaandes. Lewe asof jy nie weer 'n môre gaan kry nie. Baie dankie Ries dat jy jou dag afgestaan het, jou tyd afgestaan het om jou storie met ons te kom deel. En ek sien ook uit
vir die 8de Augustus. Baie dankie, Pastor. So baie dankie dat julle ook ingeskakel was vanaand hier op Mense en Ons Stories. Dit was weer eens vir my 'n voorreg. Dit was lekker vir my om saam met Ries te kon kuier en ook haar storie te kan hoor. Tot volgende keer van my Natasha Fick. Totsiens.